Die telekommunikasiereus MTN het douvoordag aangekondig dat sy uitvoerende hoof Sifiso Dabengwa bedank met onmiddellike effek. Die persvrystelling het gepraat van die eerbare ding om te doen, maar sou die eerbare ding nie eerder gewees het om te bly en die probleem aan te spreek nie. Neil, baie dankie dat jy by ons aansluit. Waar kom hierdie MTN probleem vandaan? So vir 2 weke gelede het die nuus uitgekom dat MTN met die $5.2 miljard beboet is in Nigerië oor intekenare wat nie afgesny is nie. Dit is soortgelyk aan ons Marika-proses hier in Suid-Afrika. Die nuus het uitgekom in Nigeriese koerante. Eers 'n dag later het MTN iets gesê daaroor op SENS. So van die begin af was hulle kommunikasie baie swak oor die hele aangeleentheid. Hulle aandeleprys het geval soos met 20%. Die JSE self gaan 'n ondersoek instel na MTN en hoe die dinge gebeur die afgelope 2 weke. Ek het vir Chris Maroleng, die woordvoerder van MTN, gevra of die eerbare ding nie eerder sou wees vir Dabengwa om in sy pos aan te bly nie. That's a tough question to answer. I think you can look at it from 2 different perspectives. What I can say is that due to Mr. Nsheko's extensive experience with the company, the board felt that in the interest of operational stability, especially in relation to Nigeria, that he would be best deployed in the interest of trying to find and see the company through the situation to resolution. Nadat Maroleng nou gesê het, jy weet, dis een van daai moeilike besluite en die direksie het die besluit saamgeneem. Daar's baie mense wat terugstaan en sê dat die breër konteks van besigheid in Nigerië iets is wat almal in ag moet neem. Ja, die rede vir hierdie maatreël was om terrorisme en misdaad hok te slaan. Maar Nigerië is ook besig om van MTN te probeer verhaal omtrent 'n kwart van sy jaarlikse begroting. Dis 'n enorme groot bedrag geld. Dit is baie groot boete en daar's geen sprake nie. MTN was verkeerd. Hulle moes die intekenare afgesny het, maar die ontleeders en kenners is nou eens dat die boete is baie groot. Dis omtrent 3 jaar se winste van MTN. Ons weet nou Nigerië sukkel met die olieprys wat geval het, sy geldeenheid wat verswak het. So daar's sprake dat hy nou deur boetes sy inkomste probeer aanvul. Ja, om besigheid te doen in Afrika is 'n swaar storie en Suid-Afrikaanse groot maatskappye kom dit al hoe meer agter. Ek het vir Diana Games, wat 'n konsultant is op die gebied van sake doen in Afrika, gevra oor 'n moontlike politieke inmenging na gerugte oor die afgelope naweek dat die Suid-Afrikaanse regering probeer ingryp het en die saak probeer bemiddel het. The resignation is probably the way to go given the magnitude of the crisis. And, one of the issues is that MTN is flagship South African investor in Nigeria. So anything that happens does have a kind of knock-on effect on the reputation or the attitude towards us by consumers in Nigeria. The scale and size of South African investment in Nigeria was always seen as something slightly negative. South Africans were seen as arrogant, and this latest move by MTN to ignore the regulator has really played to that stereotype. I do think at a political level we still do have a scratchy relationship and until this is really decisively addressed, there will always be this niggling sense that the 2 countries could do better than they are currently because a lot of issues haven't been resolved between them. And most of these are at a political level, but they're also issues of perception. Maar Neil, sou Dabengwa nie eerder 'n positiewe, konstruktiewe rol kon gespeel het in die aanspreek van hierdie probleem nie? Wie is die ouens wat nou oorbly in die bestuur van MTN beide in Suid-Afrika en in Nigerië? En verwag jy dat nog koppe gaan rol? Dat daar nog koppe met rol, ek dink so, ons sal sien in Nigerië die hoof daar. Ons het nog niks van hom gehoor nie. Sy verantwoordelikheid, moet hy nie miskien ook gaan nie, want op die einde van die dag was dit in sy mark waar dit gebeur het. En dis natuurlik vir Suid-Afrikaanse verbruikers nou op die ou ende per slot van sake. Die groot vraag is, moet ek MTN kontrak uitneem? Gaan MTN nog in die ronde wees? Het hierdie groot besluit wat nou in Nigerië geneem is enige impak op MTN se operasies in Suid-Afrika? Hulle kontantvloei gaan 'n bietjie geraak word as hulle die volle boete nou moet betaal. Hulle onderhandel nog steeds met die owerhede daar om dit miskien minder te kry. Maar op die einde van die dag gaan dit nie verbruikers in Suid-Afrika raak nie. Jy moet nog steeds besluit of jy by MTN wil bly of na die ander 2 wil gaan. Ja, so vir gewone Suid-Afrikaners gaan hierdie hopelik geen impak hê nie, maar natuurlik vir besigheid doen elders in Afrika is hierdie 'n baie duur les om te leer. Baie dankie Neil Joubert. En natuurlik kan jy vir ons laat weet wat jy hiervan dink. Tweet ons met die #topstories by Netwerk 24 of e-pos nuus by netwerk24.com.